Geliefdes, ons lees uit Matteus 7, ons gaan die eerste 5 verse saam lees. Hou op om 'n oordeel oor ander uit te spreek, dan sal God ook nie 'n oordeel oor julle uitspreek nie. Hy sal julle beoordeel soos julle ander beoordeel. Die kriterium waarmee julle oordeel sal ook vir julle gebruik word. En hoe sien jy die splintertjie in jou medemens se oog raak, maar jy merk die eislike stomp in jou eie oog nie op nie? Of hoe sal jy vir jou medemens sê, kom, laat ek daardie splintertjie uit jou oog haal, terwyl daar 'n eislike stomp in jou eie oog sit? Julle skynheiliges, haal eers die stomp uit jou eie oog uit, dan sal jy ook duidelik kan sien om die splinter uit jou medemens se oog te haal. Ons lees tot sover. Vanmôre praat ons oor die stomp en die splinter. Ek was nog 'n jong man toe my jongste in die kleuterskool is en op haar rapportjie wat hulle aan die einde van die jaar vir ons gestuur het, staan daar die dogter se naam wat ek nou nie gaan sê nie. Sy het altyd 'n rede vir haar optrede. En ek het eers gedink, maar dis goed so. Mens moet weet, op so jong ouderdom weet sy al, daar's 'n rede vir my optrede, tot ek later besef het. Maar daar's ook 'n donker kant van daai sinnetjie wat 'n mens mooi moet na kyk. Want as ons altyd dink ons is reg, dan is ons altyd verkeerd. Daar is 2 sirkels wat ek agtergekom in die lewe. Daar is die ek-sirkel en daar is die hulle-sirkel. Kyk, as ek moes na werk toe ry, dan die ou wat in die regterbaan ry teen 100 en 110 km/h, ken hy dan nie die padreëls nie? Hy moet ons in die linkerbaan ry, sodat die vinniger verkeer in die regterbaan kan verbygaan. Dis mos logies, maar nou sit hy daar. En hier in my kop is daar so 'n rympie wat opbou. Maar nou gebeur dit 'n paar dae later, dat ek ry in die regterbaan, want dis net makliker daar. Want in die linkerbaan ry nou maar die stadiger ouens en ek het nou my ritme en ek ry nou werk toe op hierdie tyd, ek moet so laat by die werk wees. En so ry ek nou, en nou besluit ek, nou is ek raak ek hier die vervoering oor 'n ding wat ek luister op die radio. En ek ry my 120 soos 'n goeie wetsgetroue burger. En dan kom hier 'n ou agter my aan en hy kom flits sy ligte, want ek is nou in die vinnige baan. Dan dink ek, maar hoe kan jy nou so met my wees? Maar net nou, die ander dag was ek die ene, ek het nou nie my ligte geflits vir hom nie, maar ek is iemand gesê het, "Ey man, beweeg." Daar's die ek-sirkel en ek is nooit verkeerd nie. En daar's die hulle-sirkel en hulle is altyd verkeerd. Jy het agter gekom. Dit werk nie so in die lewe. 'n Mens sou dink dat alle mense het probleme, ek en hulle, en alle mense het uitdagings, en alle mense het foute. 'n Mens sou kon dink in die logika van die wêreld dat ek van my eie foute meer bewus sou wees as van die foute van ander mense. Dat ek my eie probleme makliker sal identifiseer as wat ek ander mense se probleme kan identifiseer. Maar as jy nou mooi daaroor gaan dink, dan is dit net nie gebeur so nie. Ek is baie meer uitgesorteer oor wat ander mense verkeerd doen as wat ek verkeerd doen. Ek verstaan baie meer wat ander ouens se foute is en ek sien dikwels nie my eie foute raak nie. Ek sukkel om verantwoordelikheid te lewe vir my eie lewe. Vriende, ek het springbokklere in 'n manier hoe ek ander kan blameer en hoe ek hulle kan beskuldig vir die dinge wat hulle moet regmaak. Hoekom is ek laat? Is die verkeer. Hoekom het ek my meer verloor? Saai dom mense waarmee ek elke dag moet werk. Hoekom het ek 'n drankprobleem? Jy verstaan nie al die dinge wat mense aan my doen. En so het ons elkeen 'n rede vir ons optrede. Ek sê, daar's 'n donker kant aan daardie stelling. Stop
Waarvan praat jy? Daar's nie 'n stomp in my lewe nie. So stap ek en ouma nou eendag met die kleintjies. Ons gaan gou winkel toe om 'n brood te gaan koop, en die jongman is nou 3 jaar oud en hy is nie lus verloop nie. En hy kerm en hy kerm en hy kerm. En hier op 'n stadium, ons het nog nie 50 tree geloop nie, toe is hy nou moeg. Nou moet oupa optel. Oupa tel op. Oupa besef, hy het 'n sleutel in sy hand. Hy moet nou mooi versigtig die kind optel en die sleutel nie seermaak. En so tel ek nou vir Ethan op buis. En die volgende oomblik gaan hy aanskree, soos net 'n 3-jarige kan doen. Ouma, die ewige versorger, gryp hom met my hande uit. Ethan, wat is fout? En in 'n swanger oomblik wys die vingertjie na my kant toe. Jy! En ek besef hoe maklik ons dit doen. Jy is die fout, jy is die probleem, jy maak my kwaad, jy is die oorsaak van dit wat nou in my lewe gebeur het. Vriende, ons is meesters om ander te blameer vir ons ongemak. En dit is wat die stomp aan ons doen. Ons kan nie raak sien dat ek self die probleem is nie. Nou wie van julle dink nou op die oomblik, kies ek wens daai ou was in die kerk gewees, dat hy ook hierdie woorde kan hoor. Ek het vir jou goeie nuus en slegte nuus. Die goeie nuus is daai ou is in die kerk, die slegte nuus is jy is die ou wat in die kerk is. Ons het elkeen nodig om te hoor dat daar soms meer dikwels, waarskynlik altyd, 'n stomp in ons eie oog is, terwyl ons so maklik die foute wat ander mense maak, kan identifiseer en kan uitwys. Daar's 'n basiese beginsel wat deur die AA, die Alkoholiste Anoniem, gedoen word. En dit is dat jy jou eie foute moet kan raak sien. Solank is van die ander persoon nog omstandighede of ander mense of my omstandighede begin gebruik as die rede hoekom ek aanhou drink, dan sê hulle, jy is nog nie reg nie. Jy het nog nie die draaipunt bereik nie. En ons elkeen het iewers 'n draaipunt nodig wanneer dit kom by die stomp en die splinter. Ergens moet ons by daardie punt kom om te besef dat niemand is perfek nie. Ons almal maak foute en dat ons moet ophou om ander mense op hulle foute te wys. Kyk maar liewer na die grouwe stomp in jou eie oog. Verantwoordelikheid, vriende, is iets wat ingebore is in ons. Van die skepping af het die Here vir Adam en Eva op hierdie aarde geplaas en hulle die verantwoordelikheid gegee om te sorg vir die skepping. En hulle het gedoen. Maar die oomblik toe die sondeval plaasvind en hulle die verantwoordelikheid moet eien om te sê, ek het dit gedoen. Toe sit skielik, nee is nie ek hier, is daai ene. Nee is nie ek hier, is daai slang. Nee is nie ek nie. Elke keer wat ons sê, dis nie ek nie, hoop ek dat die Here vir jou sal herinner aan hierdie woorde en aan dit wat ons nou mee praat. Want dis nie ek nie, beteken eintlik, ek sien nog net nie raak dat dit ek is nie. Of die aandeel wat ek het om daarmee saam te werk nie. Wanneer 'n persoon by 'n punt kom om verantwoordelikheid te neem vir sy eie keuses en sy eie optrede, dis wanneer daar 'n draaipunt kan kom. Jy gaan vandag en môre met mense interaksie hê. Hoe jy gaan optree, jy besluit. Wat jy met jou liggaam gaan doen in die week wat voor lê, jy besluit. Wat jou houding gaan wees teenoor jou werk, jy besluit. Jy het die verantwoordelikheid. En ons met daardie keuses, daardie verantwoordelikheid nooit weggee nie. In die tyd toe ek voltyds in die bediening was daar waarskynlik, as ek nou moet raai,
400 huwelike wat ek bevestig het. As deel van huweliksvoorbereiding het ek altyd gesels oor die dinge wat mense nou maar normaalweg in die huwelik te doen en mee kry. Hoe om geld te hanteer, en godsdiens, en al die dingetjies, daar is so baie van hulle. Aan die einde van my gesprekke wat ek met mense het, dan kyk ek gewoonlik eers na die man, en ek sê vir hom, daar gaan tye wees wat jy en jou vrou met mekaar gaan verskil, en dan gaan jy haar wil blameer, en dan nooi ek jou uit, kom sit by my en kom praat met my daaroor. Want jy moet hieroor werk, die huwelik werk nou nie so dat dit nou net plain sailing is nie. So kom sit by my en kom praat met my daaroor. Maar ek beloof jou, omdat jou vrou nie hier is nie, gaan ek haar kant vir jou stel as jy met my kom praat. Want sy kan nie net verkeerd wees en jy reg nie. En dan draai ek na die vrou toe en dan sê ek, nou gaan jy kom dat jy en jou man met mekaar gaan stoei en dit gaan nie lekker wees nie. En as dinge dan regtig verkeerd gegaan het, dan wil ek jy mooi kom sit by my. Kom gesels met my, ek sal nie oordeel nie. Ek het meer feite as jy in elk geval. So kom sit en gesels met my daaroor. Maar as jou man hier is nie, weet nou, ek gaan jou man se kant op die tafel sit. Want dis mos nou die balans. Jy kan mos nie net vir hy vertel hoe vieslik is hy en jy kan nie jou deeltjie eien nie. Van al daardie huwelike, so sê die statistiek, het waarskynlik 60% van hulle in die egskeidingshof geëindig. Hoeveel van hulle deur die geskiedenis dink jy het met my kom gesels oor die probleem wat hulle gehad het? Een uit die moontlike 400 draai ek nou maar sommer net so rolweg. Ons blameer altyd in die ander persoon vir die omstandighede waarin ons sit. Hierdie konflik wat ons nou het, is die ander een se skuld. Is nooit my skuld nie. Ons wil ook nie met mense gaan gesels wat vir ons die ander kant van die prentjie kan skets nie. Ons hou daarvan om met mense te gesels wat dink soos ons, voel soos ons en saamstem met ons. Gaan kyk maar na enige onderwerp. Jy kan die politiek vat, jy kan die rugby vat. Kyk as jy nou 'n bloubil saam met my sit, nee man, kry nou 'n stormer om met my te gesels. Dan kan ons nou gesels. Maar hierdie bloubille, ag nee, rarig. Dis 'n ou grappietjie, hoor. Maar so hou ons daarvan om met mense te gesels wat dink soos ons, voel soos ons, dieselfde passie het as ons. Om te blameer is nie produktief nie. Hoor gou weer, iemand moes dit gehoor het. Om te blameer is nie produktief nie. Dit mors kosbare energie. Dit vernietig verhoudinge. Dit vergiftig verhoudinge. Dit ondermyn werk in die werkplek, dit versuur familiebande. Al wat dit vra, al wat die Here vir ons vra, van Matteus 5 tot Matteus 7 is om te sê, ek bring vir julle 'n nuwe opsie. Van nou af, van my geboorte af, van my bediening af, het die koninkryk van God so naby gekom, dat jy dit kan kies. Enige een kan dit kies. Elkeen wat luister kan kies. En hy sê vir ons, ek gee jou die geleentheid om van jou eie koninkryk af, waar jy die hele tyd ander mense beskuldig en hulle foute raak sien en hulle blameer, wat jou so moeg maak en nie werk nie, oor te kom na God se koninkryk toe. Hier in God se koninkryk neem ons verantwoordelikheid. Hier in God se koninkryk erken ons dat ons onvolmaakte mense is. Dat ons geneig is tot die kwaad, dat ons die heeltyd stoei en veg om ons eie ekkigheid prys te gee. Hier praat ons die hele tyd met mekaar oor, wees die minste, dien, sien ander raak. Nooi Christus in jou lewe. Laat die Gees jou gedagtes vernuwe. Sien raak wat jou aandeel is om 'n ding reg te maak. En weer kom daar die uitnodiging van môre na my en na jou toe. In die koninkryk van God, Gods mense wat disippels van Jesus is, sien jou eerste hulle eie foute raak.
En hulle het nie 'n saak met ander mense se foute nie, want hulle besef hulle foute is meer as wat die ander ou se foute is. Daarom blameer hulle nie. Hulle gebruik hulle energie om God te dien. Hulle bou eerder aan verhoudinge. Hulle probeer dit herstel en red. Hulle gaan na hulle werk toe en hulle gaan maak 'n bydrae sodat elkeen wat met hulle te doen kry met 'n glimlag daar uitstap. Hulle werk aan familiebande wat dikwels kan seer kry. Want nie almal van ons is in God se koninkryk nie. Elkeen van ons het maar so 'n bietjie van ons eie koninkrykie nog steeds wat ons met ons saam sleep. Gepraat van familiebande, ons het 'n geneigtheid om iemand in die familie die swart skaap te maak. Het jy al agtergekom? Daar's altyd een in daai familiekring wat ons sê, waar het hierdie ene nou weer vandaan gekom? Daai swart skaap weet dat hy die swart skaap is. En hy later omhels die rol van swart skaap. Dis asof hy nie kan ophou om die swart skaap rol te speel nie. Weet jy hoekom? Want hy wil so graag raak gesien word. Hy wil so graag erkenning kry. En al wat hy erkenning kry, is deur die swart skaap te wees. Ons raak so honger vir aandag, dat selfs negatiewe aandag vir ons oukei is. Het is interessant hoe die Bybel dink oor swart skape. Het jy al agtergekom wie in die Bybel word as die swart skape uitgewys? Een wat ek raak sien, miskien sal jy dit ook herken as nou oor praat, is dat daar een van die aartsvaders, Abraham, het 12 seuns gehad. En 11 van hulle het gedink, ons is reg, maar hierdie Josef oukie, hy is die swart skaap hier in ons familie. Hy dink meer van homself as die ander, hy dink ons moet vir hom buig en ons moet vir hom dien. Wat? Hierdie ou het nie idee waaroor dit gaan nie. Weet julle wat moet ons met die swart skaap maak? Kom ons raak ontslaaf van hom. Dan gaan ons lewe weer oukei wees. As ons hom net kan een kant toe gooi, en sê verkoop hulle hom, en hy eindig op in Egipte. Daar maak ander mense ook die swart skaap. Maar weet julle wat word gesê, hoe God oor hom gedink het, toe hy daar in die tronk sit, en God was by Josef. God was by Josef. In die Nuwe Testament was daar ook een wat die swart skaap was. Het julle sy naam dalk in jou kop? Jesus Christus. Hulle wil gehad het, hy moes die aardse koning word, hy moet die Romeinse juk afgooi, na oorlog op oorlog op oorlog oor Israel, en eers het die Grieke die land ingeneem, en hulle het die tempel ontreinig, en hulle het die Griekse god daar in die tempel gaan sit, en die Jode het het gegrief, want jy kan nie 'n beeld maak van God nie, en hierdie is nie God nie, en ons God is die onsigbare God wat in die allerheiligste is, hoe kan julle dit doen? En daar het hierdie wrevel, hierdie haat in hulle opgestaan, en toe kom daar die tyd van die Makkabeërs, en die Makkabeërs besluit tot hier toe nie verder nie, en hulle het sy gekort messe hier onder hulle klere gehad, onder hulle jasse, en hulle daai mes uitgeruk, en as daai mense, as daai soldate by kom, het hulle doodgesteek, en so het hulle die Grieke weggejaag uit Israel. Vir 3-4 jaar was daar hierdie Utopia in Israel gewees. Ons is terug by God, die tempel is gereinig, en ons is nou is ons weer reg. En toe kom die Romeine, en hulle kom neem hulle pad oor, hulle lewe oor. En weer is die volk onder daardie juk, en weer is daar moeilikheid, en Herodes besluit om die tempel mooier te maak, en hy sê, moenie die tempel mooier maak, los ons tempel uit, ons wil God aanbid, los ons dit uit. En so begin daar hierdie moed kom, maar daar sal 'n Messias kom, daar sal iemand kom wat ons gaan verlos van hierdie juk van die Romeine, en uiteindelik sal ons vry wees van al hierdie gemors wat hier in ons land aan die gang gaan. Romeine, jy is die probleem.
En so kom Jesus, en eendag ry hy op 'n donkie in die stad in, en die mense gooi palmtakke voor hom neer, en hulle sê, Hosanna vir die seun van Dawid. Is 'n groot term daai. As jy sê, seun van Dawid, dan weet jy, hy is dieselfde as Dawid. Hy is die koning wat sal kom. Hy is die een wat nou die aardse koninkryk gaan oprig. Die disippels vra hom op 'n stadium, Here, wanneer gaan u dit doen? Wanneer gaan u dit doen? Ons wil daar wees, ek is reg, ek sal die minister van Finansies wees, ek sal die minister van Verdediging wees. Kom, laat ons gaan. En Jesus sê, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. En hy klim op 'n donkie en hy heeltemal anders as 'n koning. 'n Koning sou op 'n perd geklim het en deur die strate gemarseer het, met die mense wat saam met hom sing en skree en hom op hemel. Nee, hy klim op 'n donkie en hy gaan die stad in. En daar verander alles. Jesus word die swart skaap. Jy wil nie doen wat ons wil hê nie. Jy wil nie inpas by ons prentjie nie. Die Joodse leiers was geweldig bang geweest vir die Here Jesus. Hoe kan jy sê jy is die koning van die Jode, want hierdie Romeinse koning gaan vir jou doodmaak. Ons kan nie weer onder daardie ding gaan dat hulle ons uitvernietig nie. En so is Pontius Pilatus net so bang. Ons kan nie toelaat dat hierdie ding verder groei en dat mense dink hier's 'n koning vir die Jode wat ons nou weer gaan probeer aanvat en met hulle messe ons gaan begin uitroei op die markplein nie. Ons kan dit nie toelaat nie. Daarom span die Romeine en die Joodse kerkleiers bymekaar, sweep die volk op en sê, kruisig hom, kruisig hom. Die swart skaap word toe uit die weg geruim. Maar ek en jy weet mos hoe die verhaal geëindig het, dat Jesus Christus op die ouene nie in die dood gebly het nie, dat hy op die derde dag opgestaan het uit die dood, en dat hy aan baie mense verskyn het. Juridies, wetlik, kan jy in 'n hof gaan staan, daar is honderde mense wat hom gesien het na die tyd. Ons twyfel nie oor sy opstanding nie, al sê wie ook al wat oor die mediese wetenskap daarvan, ek gee nie 'n flinter daarvoor om nie. Ek weet, mense het Jesus gesien, het opgestaan. Dit maak hom God. Dit maak dat sy woorde gewig het. Ek en jy kan in God se koninkryk kom leef. En ek en jy kan kies om soos Jesus te wees. Want toe mense hom probeer blameer het hy gesê, Vader, vergeef vir hulle, weet nie wat hulle doen nie. In u hande gee ek my gees oor. Ek en jy kan ophou om te blameer. Ons kan hand in eie boesem steek en ons kan erken, die probleem begin by my eie sondigheid, my eie ekkigheid. My hart kan sag word as ek dit kies. En ek kan anders na die mense in my huis en in my straat en by my werk en oral rondom my kyk. Ek kan dit kies. Maar is my lekker in hy plekkie te hou waar ek my wrevel kan uitwerk op hom. Nee, ons kan soos Jesus wees, ons kan. Jy besluit wat jy hierdie week met jou liggaam en met jou brein en met jou liefde gaan doen. Jy kan kies om soos Jesus te wees. Ek en jy kan met deernis en liefde kyk na die mense rondom ons. So wat kies jy vandag? Of sal ek eers vra, wat sal volgelinge van Jesus kies? Wat behoort hulle te kies? Ek dink die Heilige Gees het dit al reeds vir jou seker en wys gemaak. Ek wil graag kies om soos Jesus te wees. Ek besef, dit is 'n lewenslange reis om dit reg te kry. Ek besef, ek gaan nog baie foute maak. Baie. Sommige gaan net ek van weet, ander gaan julle dalk ook van weet. Altyd sleg, wanneer dit na vore kom. Maar ons kan van vooraf vanmôre kies om te sê, ek wil graag soos Jesus wees. Ek wil graag soos Jesus wees. Ek wil dit graag inoefen. Ek wil graag 'n studie gaan maak van Jesus om te weet hoe hy is, hoe hy kies, hoe hy dink, hoe hy leef. So wat kies jy vanmôre? Die stomp of die splinter? Kom ons bid saam. Hemel Vader, vanmôre
vanmôre wil ek net weer kom kies om die stomp raak te sien eerder as die splinter. En ek wil vra dat u wat die groot geneesheer is, die oogoperasie sal kom doen om die stomp in my eie oog uit te haal. Dat u my insig sal gee in die manier hoe ek baie keer aandadig is om in my eie koninkryk te wees. Hoe ek die oorsaak kan wees dat ander mense sukkel om Jesus in my raak te sien. Here, leer my dat die beginpunt van ek is jammer, ek het 'n fout gemaak, nie die einde van 'n gesprek is nie, maar die begin. Nie die einde van 'n verhouding nie, maar die herstel van een. Here, maak van ons mense wat met sagtheid kyk na ander wanneer hulle sê ek het 'n fout gemaak. Help ons om ons eie foute meer voor oë te kan hou as ander se foute. Maak ons meer bewus van ons eie tekortkominge as wat ons die verwagting het dat ander mense altyd moet perfek wees. Gee dat ons dit kan doen in ons huisgesinne, kinders teenoor ouers, ouers teenoor kinders. Dat ons dit kan doen in ons kerkgemeenskap. Dat ons elkeen soos volwasse gelowiges hand in eie boesem sal steek en sê, ek het nog nie gearriveer nie. Daar's nog baie om te groei en baie om te leer. Ek is maar te bewus van die stomp in my eie oë. Here, en as u dan in hierdie dag vanmôre vir ons gewys het van 'n stomp wat in ons eie oog is, en ons wil dit vanmôre voor u voete kom lê, dan sê ons, ag Here, vergewe ons, dat ons baie keer so stiksienig is, net in ons eie koninkrykie wil leef. Dankie dat u vanmôre deur u Gees vir ons gewys het, waar ons tog maar kan begin om herstel in 'n verhouding te kry. Here, dankie dat ons vanmôre kan begin by onsself en nie by ander nie. En dat ons kan kom erken, daar is nog baie werk om te doen. Laat u Gees ons asseblief nooit los nie. Maak ons die hele tyd bewus van wat u vir ons wil sê, hoe u ons wil lei, hoe u ons wil vorm om soos Jesus te wees. En hoe vroeër ons begin daarmee, Here, hoe meer kan ons dalk wees wat u wil hê ons moet wees. Laat die koninkryk daarom kom in ons verhoudinge, in ons konflik, in ons keuses, in ons besluite. Sodat selfs al sê ons ek was verkeerd, dat ander Jesus in ons sal kan sien. Ons bid dit in die naam van Jesus ons Here alleen en vra dat u verhoudinge sal herstel deur die manier ons na onsself kyk. Amen.